Goeiemôre weer eens vir die wat so 'n bietjie later ingekom het. Volgens by die gebedsmoment gaan ons 'n bietjie stil staan by ons gemeente, een van die bedieningsaksies of bedieninge wat hier in die gemeente is. Jy sal sien op die kalender is dat so oor die jaar versprei dat ons verskillende sondae vir verskillende bedieninge gaan voorbereiding doen. En vanoggend is die aanbiddings- en erediens beplanningsbediening. En die mense wat daaraan bestuur is by die aanbiddingsbediening Dani en by die erediensbediening is dit Gerard van den Berg, daar agter sit hy. En die doel van hierdie bedieninge is om al die aanbiddingsaksies wat in die gemeente is, te koördineer en te beplan en daarna om te sien en dan ook om die erediens elke Sondag hier te kan aanbied. Ek kan onthou verlede jaar het Gerard 'n baie mooi skyfie hier op die skerm gehad oor wat alles gedoen moet word voordat hier en tydens hier 'n erediens aangebied word. En miskien besef jy nie altyd wat alles gedoen moet word nie en hoeveel mense daarbij betrokke is nie. So ons doen voorbereiding vir hulle almal en sê dankie vir hulle almal, vir die hele span wat altyd hier by die rekenaar en die klank teenwoordig is. Al die amptenare, die orgelis, die voorsangers, almal wat regtig betrokke is by die erediens elke Sondag, die koster en so kan ons hulle almal opnoem. En dan al die verskillende aanbiddingsaksies, die erediens uit die aard van die saak, die verskillende sangdienste wat deur die loop van die jaar aangebied word, Bybelstudies, die gebedsbyeenkoms, al hierdie dinge val dan onder die aanbiddingsbediening. En die van die wat gister by Almira se konsert was, sy het dalk gehoor wat sy gesê het, en ek hoop jy het mooi gehoor, maar die wat nou nie hier was nie, en vir die wat nie mooi gehoor het nie, wil ek dit nou weer herhaal, want dit het my nogal getref. Sy het gesê dat sy het al in baie lande opgetree, en in baie lande al rondbeweeg, maar Suid-Afrika is die enigste land waar sy op 'n Saterdagoggend in 'n kerkgebou 'n konsert kan aanbied waar sy oor haar Christendom kan getuig. En Suid-Afrika is die enigste land waar sy op enige weekoggend in 'n aftreeoord of by 'n skool kan optree en waar sy haar geloof in Christus kan bely. Sy het in Nederland groot geword, maar sy was van graad 8 af in Suid-Afrika in 'n skool. Ek glo dit was Potchefstroom gewees en sy het gesê dit was vir haar 'n ontnugtering toe sy die eerste dag as 'n graad 8 daar by die skool instap en hulle begin met opening, skriflesing en gebed. En elke oggend het hulle met skriflesing en gebed geopen en die dag weer so afgesluit. En sy sê sy kan regtig sê Suid-Afrika is die enigste land waar sy al gekom het waar dit so gebeur. So ek dink dit sê nogal iets van ons en ons sien baie keer die negatiewe raak en ons konsentreer so op die negatiewe dat ons baie keer ook die positiewe miskry. So as ons vanoggend vir hierdie bedieninge voorbereiding doen en dit wat hier in die gemeente gebeur, dan sê ons daarmee saam ook vir die Here dankie vir geleenthede soos hierdie waar ons dan op 'n Sondagoggend in 'n erediens kan bymekaar kom, maar ons sê ook vir die Here dankie vir godsdienstvryheid en vir skole waar godsdiens nog beoefen word en vir geleenthede dwars oor ons land waar hierdie geleenthede nog kan plaasvind. So ek wil graag geleentheid gee vir gebed asseblief.
Here, ons sê vir U baie dankie dat ons 'n geloofsgemeenskap kan wees, 'n familie van Christen gelowiges, wat U mag aanbid, wat mag bely dat ons glo in 'n drie-enige God. Dankie dat ons dit ook mag verkondig. Dankie dan vir hierdie erediens vanoggend. Geleentheid waar ons eer aan U bring, en dankie dat ons dit met vrymoedigheid mag doen. Sonder om oor ons skouer te loer oor wat die moontlike gevolge kan wees. Dankie vir elke geleentheid in hierdie gemeente waar U naam verkondig word en waar U naam bely word. Vir elke gebedsaksie, elke Bybelstudie, elke erediens, elke sangdiens. Dankie vir mense wat voorgaan daarin. Bybelstudieleiers. Dankie vir personeel in die gemeente, vir wie U die gawes gee om ook by hierdie aksies betrokke te wees. Dankie vir lidmate wat leiding neem. Here, ek wil in besonder dan bid vir Dani en vir Gerard, wat ook die verantwoordelikheid het van aanbidding en eredienste hier in die gemeente, vir die inrig daarvan, die bestuur daarvan. Seën hulle ook, en ons weet dat U vir hulle elkeen ook die kundigheid en die passie daarvoor gegee het. Maar saam met hulle is daar ook spanne wat meewerk en meehelp. En dankie dat U hulle elkeen ook toerus om so saam te werk dat daar 'n suksesvolle aanbiddingsgeleentheid en eredienste in hierdie gemeente aangebied kan word. Here, mag ons besef dat dit vir ons genade oomblikke is, wanneer ons saam kan aanbid, wanneer ons saam in U woord kan delf, wanneer ons saam by mekaar kan leer. Soms verstaan ons U woord op verskillende maniere, en dan weet ons dat die Gees ons ook daarin lei, om by die regte waarheid uit te kom en altyd daaraan gehoorsaam te wees. Here, verhoed dat ons ooit onwaarhede hier sal verkondig. En ons kan ons maar net op die leiding en die lering van U Gees beroep. Ek wil dan bid dat U Gees oor hierdie gemeente sal waai elke dag, en deur hierdie gemeente sal waai, en dat U ook ons aanbiddings en erediensprojekte ryklik sal seën. Nie tot ons eer nie, maar alleen tot U eer, omdat U die enigste ware lewende God is. Ons bid dit in die naam van die koning van hierdie gemeente, Jesus Christus. Amen. Kom ons sing dan 'n heiliglied saam. Oh,
en baie lekker om op vanoggend weer hier saam met almal te wees. Ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom. My hulp kom van die Here, wat die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Die beskerming van die staat suiwer nie en hy sal nie. Die Here beskerm jou. Die Here bewaar jou van alle gevare. Bedags sal die son jou nie steek en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar. Jou lewe sal hy beskerm. Hy sal beskerm waar ons oorgaan, nou en vir altyd. Meyerspark geloofsfamilie, die Here is met julle. En ook met julle. Hy skenk sy vrede aan julle. En ook aan julle. Amen. Kom ons staan en dan sing ons die loflied saam. Ons
Ons almagtige God en Hemelse Vader, dit is vanoggend weer vir ons 'n voorreg om ons offergawe by U voete te bring en in dankbaarheid en in afhanklikheid te kan bely dat dit net deur U genade is dat ons dit kan doen. Here, dit is ons gebed dat hierdie offergawe, dat hierdie erediens, maar dat ons elkeen se lewe ook tot eer en verheerliking van U naam sal wees en dat U dit ook in U koninkryk sal gebruik. Here, ons dink baie gereeld dat U nie veel kan doen met dit wat ons kan gee, of dat U selfs nie veel kan doen met ons lewens nie. Maar ons weet dat dit nie afhanklik is van dit wat ons doen of van ons vermoë nie, maar slegs van U, omdat U 'n groot en almagtige God is. Here, dankie dat ons ook op hierdie manier U kan loof en prys en U kan aanbid en U ook kan vertrou vir die pad vorentoe en vir dit waar en hoe U ons wil gebruik. Dankie dat ons dit kan bid en dankie dat ons dit in U naam kan vra. Amen. Goed, ek gee dan nou graag geleentheid ook vir julle almal om te hoor hoe dit gaan en bietjie te gesels. Ons kan dan verder na die diens ook lekker kuier. Ons sal ons drink daar by die saaltee. Ja, ons drink daar by die saaltee en koffie, dan kan ons verder lekker kuier. As ons dan nou gou na die bassein kyk, lyk die program vir die week basies dieselfde. Daar's net Vrydag die 6de Maart is dit Wêreldbiddag vir vroue hier in die kerkgebou, so ons nooi al die vrouens of enige iemand ook soontoe. En dan wil ek ook net self, ek hoor hoe goed was Amira gister, ek was self nie, ek kon ongelukkig nie hier wees nie, maar ek wil ook net vir almal dankie sê wat daarby betrokke was en wat hierdie geleentheid ook moontlik gemaak het. Dan dink ons ook net aan almal op die voorbidingslys, dit is redelik 'n lang lys en ons dink ook net regtig daaraan almal, ons vra ook almal se voorbidding daar en om almal ook met hulle gebede op te dra. Dan wil ons vir Johan en Erika Swanepoel baie welkom sê in die gemeente. Is hulle hier vanoggend? Johan en Erika. Ek sien nie hulle is nie, maar hulle sal dan 'n volgende keer hulle sakke op dan kry. En dan wil ek ook net die nuwe kerkraadslede wat verkies is afkondig. Christo Jansen van Vieren, Jessie Jansen van Vieren, Piet Cronje, Marga Cronje en Maritjie Kotse. By ons verjaarsdag het ons vir Mersha Holland, Corrie Stander, Alda Keiter, Johan Ferreira en Bets Venter. Is enigiemand van hulle dalk hier vanoggend? Nee, goed. Maar dan gaan ons het nog 'n wel alle verjaarsdag belangrik, maar ons het ook 'n spesiale verjaarsdag hierdie week. Die week is verjaar Saterdag. So ek vra dat jy ook asseblief gou die kersies sal opsteek. Ek staan op die dag nie. En ek steek dan ook net 'n kersie aan vir almal wat hier is.
vandag die 1 Maart amptelik 3 jaar in diens van Meyerspark. So dit is ook 'n baie groot dag vir hom. So ek vra dat ons op dan net vir Rikus die seënbede sê. Dan gaan ek nou vra vir al die kinders om vorentoe te kom. Goed, so almal anders wat ook hierdie jaar asseblief net vir julle hande opsteek. Daar's oom Jannie, Rikus kan 2 sjokolades kry vir jou ouma, sal jy. Is dit? Baie geluk dan nie, dan kan sy ook 'n sjokolade kry. So vat jy, gaan jy in die gangetjie af. Maar ek gee vir almal hierso. En dan gee jy ook vir ouma. Okay, wag. Kom ons wag even. Ons moet net gaan vir al die verjaarsdag. Wil jy vir die verjaarsdagmaatjies gee? Okay, dan gaan in hierdie gangetjie af. Oom Jannie. So net. Is daar enige huweliksaandenkings hierdie week? Okay, dan kan jy weer terugkom dan, hè? Jy mag nog nie invat nie. Okay, kom sit en gaan gou hier. En die groot dominee is op hier, so hulle moet mooi luister. Die belangrike dominee. Sit jy daar? Want ek gaan vir julle 'n storie vertel. Het julle al van 'n man gehoor met die naam Abraham? Ja. So, God het vir Abraham 'n opdrag gegee. En hy het hom gesê dat hy sy land moet los en hy moet sy huis los en hy moet na 'n splinter nuwe land toe trek. Hy moet alles wat hy ken, moet hy los en dan moet hy na 'n nuwe land toe trek. En Abraham het toe na God geluister en hy het toe na hierdie nuwe land toe getrek. Maar hoe dit julle sal julle voel as mamma en pappa nou vir julle sê julle moet nou al julle goedjies pak, ons trek môre na 'n nuwe land toe, na 'n nuwe plek wat julle glad nie ken nie. Ons los die huis, ons los die skool, ons los al ons maatjies, hoe sal julle voel? Hartseer? Sal jy dans, sal jy bly wees? Nee, mense is mos bang. En mense is mos hartseer en mense is mos onseker. Dit sal mos nie lekker wees om jou huis en alles wat jy ken net te los nie, nê? Maar dit is seker hoe Abraham ook gevoel het. Hy was ook bang en hy was ook hartseer en hy was ook onseker, want hy moes alles wat hy geken het agtergelos het en na 'n plek toe gegaan het wat hy glad nie ken nie. Hy het nie geweet waar hy gaan bly nie. Hy het nie geweet wat 'n mense hy gaan ontmoet nie. Maar hy het toe vir God geluister en hy het dit toe gedoen. Hy het al sy goed gepak en hy het geglo dat God hom sal help en dat God hom sal lei na hierdie nuwe plek toe. En dit het toe so gebeur. Toe Abraham in hierdie nuwe land kom, toe het God hom geseën. God het vir hom goeie dinge laat gebeur en God het hom nooit gelos nie. En daarom kan ons ook weet, maak nie saak wat met ons gebeur nie. Maak nie saak waarheen ons moet gaan nie.
of daar dalk 'n slegte ding met ons gebeur wat ons dalk bang of hartseer of selfs kwaad maak, dan kan ons weet dat God ons nooit los nie en dat hy altyd met ons bly. Goed. Kom ons sit gou mooi in 'n krinkie. Kom wys vir my 'n lekker sirkel, 'n ronde sirkel. Met julle lyfies. Julle moet gou so in 'n kringetjie sit. Okay, Luan, jy moet daai dome in die hand vashou. Kom ons net so. Here, dankie dat ons kan weet dat U altyd met ons gaan, maak nie saak waar ons is nie. Here, dankie dat ons kan weet dat U vir ons so lief is, dat ons ook vir almal om ons lief kan wees. Ons bid dit in U naam. Amen. Goed, nou kan julle elkeen 'n sjokolade kry, julle baie mooi stil gesit. Nee. Geloof jou nie wacht net laat die klein doen af wegvat. Die nog nie doen. Excuse, dit was lelijk van. Ons gaan volgend uit Genesis 12 uitlees. En ek het nou toe ek so na Ilse Marie ek het nou my luister, toe dink ek, ons kan nou eintlik huis toe gaan, maar ek weet nou nie wat ek nog verder sê, oor wat sy nou klaar gesê het, nie? Voordat ons dan Genesis 12 lees, kom ons bid saam. Here, daar het volgend al soveel dinge gebeur vandat ons hier by mekaar gekom het. Eintlik het dit al gebeur vandat ons volgend wakker geword het. En wat U vir ons ook die begeerte gegee het om volgend na hierdie erediens te kom. En dit is my gebed dat dit vir elkeen van ons volgende begeerte sal wees en nie maar net 'n ritueel en 'n gewoonte nie. Dat dit vir ons 'n begeerte sal wees om volgende ook die lewende God hier te aanbid. En dat dit sal wees, eintlik die enigste rede sal wees oor hoekom ons hier is, om aan U eer te bring. Nie dat ons daardeur op enige manier iets kan ontvang nie, maar net iets kan gee, omdat U die aanbiddelike God is. Here, maar wanneer ons U aanbid en wanneer ons U dien, dan ontvang ons ook U seën en ons sê vir U dankie daarvoor. Mag dit ook volgend so hier wees, maar dit is nie hoekom ons primêr hier is nie. Here, ons wil volgend ook deur die aanhoor van U woord in aanbidding voor U buig. Ons wil in die luister na U woord in aanbidding voor U buig, soos wat ons alreeds met die sing van liedere en met die offergawe en die kindermoment en die stil wees voor U, gebuig het voor U. En daarom bid ek ook nou, Here, praat met ons, want ons U gemeente wil graag luister. Amen. Ons lees in Genesis 12, vers 1 tot 9, maar ons gaan dan veral konsentreer op vers 1 tot vers 4. Die Here het vir Abraham gesê, trek uit jou land uit, weg van jou mense en jou familie af na die land toe wat ek vir jou sal aanwys. Ek sal jou 'n groot nasie maak. Ek sal jou seën en jou 'n man van groot betekenis maak. En jy moet tot 'n seën wees.
Ek sal seën wie jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek. In jou sal al die volke van die aarde geseën wees. Abraham het toe weggetrek, gehoorsaam aan die woord van die Here, en Lot het saam met hom getrek. Abraham was 75 toe hy Haran weggetrek het. Hy het sy vrou Sarai en sy broerskind Lot, en alle besittings wat hulle bymekaar gemaak het, en al die slawe wat hulle in Haran aangeskaf het, saamgevat, en hulle het weggetrek na Kanaan toe. Nadat hulle in Kanaan aangekom het, het Abraham deur die land getrek tot by Sichem se aanbiddingsplek by die groot waarsêersboom. In daardie tyd het die Kanaaniete die land bewoon, toe die Here aan Abraham verskyn het vir hom gesê: aan jou nageslag gee ek hierdie land. Abraham het daar 'n altaar gebou vir die Here wat aan hom verskyn het. Van daar af het Abraham verder getrek na die bergwêreld toe, oos van Bethel, waar hy tent opgeslaan het met Bethel aan die weste kant en Ai aan die ooste kant. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou en die naam van die Here aangeroep. Toe het Abraham kamp opgebreek en algaande na die suidland toe vertrek. Genesis 11 is eintlik die afsluiting van die sogenaamde oergeskiedenis waarvan ons as gelowiges praat. In hoofstuk 6 tot 9 word die verhaal van Noag en die sonvloed vertel. En dan Genesis 11 vertel vir ons die verhaal van die toring van Babel, waar die mense 'n mislukte poging aangewend het om 'n toring te bou wat so hoog is dat tot in die hemelruim sou reik, en waar hulle gesê het, hulle wil daardeur hulle eie roem en eer bewerk. Hulle wil vir hulle self 'n naam maak. Maar God laat hierdie menslike poging in duie stort, en dit lei juis dan tot verwarring en verstrooiing van die mense. En nadat hierdie mense vir hulle self 'n naam probeer maak het, deur hierdie toringbou en misluk het daarin, omdat God dit laat misluk het, begin God opnuut weer 'n pad met een mens loop. Ons lees dit so aan die einde van Genesis 11, vers 19 tot 32. Een gesin, die gesin van Sem. Genesis 11 sluit dan af met die geslagsregister van Sem. So dit begin dan weer eens by een persoon wat dan verneder. En dan lees ons hier aan die begin van hoofstuk 12, waar God dan weer die pad begin stap met een mens, die enkeling Abraham, en dan sy direkte familie. Maar dan skryf die skrywer van Genesis baie pertinent dat Abraham se vrou Sarai onvrugbaar was. En daarmee wil hy eintlik hierdie vraag by die leser laat: gaan hierdie geslagslyn dan ook tot 'n einde kom? Hierdie was is die hele patroon van die oergeskiedenis. God begin met 'n enkeling. Genesis 1 vertel vir ons dat God begin met die enkeling Adam, vir wie hy dan 'n vrou gee. Hulle vermeerder, maar die sonde bring dan 'n einde aan hierdie geslag. Dan begin God voor met Noag en sy gesin. En dan vermeerder hulle. En dan begin God weer voor met Sem en sy geslag, en hulle vermeerder. En dan Abraham en Sara, die onvrugbare egpaar. Teen hierdie agtergrond wat God, of dit is dan teen hierdie agtergrond wat God aan Abraham die opdrag en 'n belofte gee. God se opdrag aan Abraham is dat hy alles wat vir hom bekend is en kosbaar is, moet agterlaat en na 'n onbekende land waarvan hy niks weet nie, moet trek. Die kinders het net nou gesê, dit sal vir hulle moeilik wees. Nora se gesigsuitdrukking het nogal baie mooi gesê, hoe sy daaroor sou voel as sy nou skielik alles moet agterlaat en na 'n vreemde plek te moet gaan.
En almal van ons wat al verhuis het na totaal nuwe plekke toe, weet hoe traumaties dit is. En om dan boonop nog alles en almal wat vir jou kosbaar is, jou hele ondersteuningsnetwerk, dit waarvoor jy lief is, net so moet agterlaat en dan na 'n vreemde plek te gaan wat jy niks van weet nie. Dit moet regtig baie sleg wees. Want jy word totaal ontwortel. En slegs God het geweet wat Abraham se nuwe tuiste gaan wees. So Abraham moes God 100% daarvoor vertrou. God se belofte aan Abraham sê niks van 'n beter tuiste of 'n hoër lewenskwaliteit nie, want dit is tog die rede hoekom die meeste mense verhuis, is omdat daar vir hulle 'n beter vooruitsigte is, dalk 'n bevordering in die werksgebied of wat ook al. Maar niks daarvan word in hierdie opdrag aan Abraham gegee nie. God sê egter iets van vrugbaarheid. Dit wat Abraham glad nie meer verwag het nie. God sê dat hierdie kinderlose egpaar, bejaarde egpaar, 'n groot nasie sal word. God sê vir Abraham, ek sal jou seën en jou naam groot maak. So die sukses en die eer wat die mense by die toring van Babel vir hulle self wou bereik en wat God vernietig het, dit kom gee God as geskenk aan Abraham. God se seën. En hy sal Abraham se naam groot maak. En dan sê God ook dat hy Abraham wil gebruik as die bemiddelaar waardeur God sy seën aan die mensdom wil bewys. Van Abraham vra dit gehoorsaamheid. Hy moet bereid wees om alles wat hy ken en wat vir hom kosbaar is, agter te laat. Maar meer nog, vra dit dan geloof en vertroue in God. Met hierdie patroon van God wat met 'n enkeling begin en 'n enkeling vermeerder, dan begin God weer met 'n enkeling wat vermeerder. Vertel die eerste bladsye van die Bybel vir ons dat dit God alleen is wat die geskiedenis van die wêreld beheer. Al lyk dit soms onindrukwekkend en vaag, soos 'n opdrag van vat jou goed en trek na 'n vreemde land toe. Of dink maar aan 'n baba wat eeue later in 'n stal gebore sou word. Oorskynlik onindrukwekkende gebeure, maar gebeure wat aardskindende implikasies ingehou het, omdat dit is soos wat God dit wou gehad het. So geloof vra dan vandag nog van ons om raak te sien dat God die geskiedenis beheer. En dat die wêreldgeskiedenis nie deur politieke magspel beheer word, soos waarmee ons gister mee wakker geword het nie. Maar dit vra gehoorsaamheid aan God. Wanneer ons besef dat God alleen die geskiedenis beheer, dan vra dit dat ons hom sal vertrou en dat ons aan hom gehoorsaam sal wees. Vandag nog. Abraham se geloof in God het ingehou dat hy moes kies tussen die bekende saam met sy mense of die onbekende saam met God. Saam met God die onbekende toekoms in. En dit is wat dit vandag nog van ons in 2026 ook vra. Absolute geloof en vertroue in God. Maar daarmee saam ook absolute gehoorsaamheid aan God. En dan kan ons van een ding verseker wees. God se belofte van seën
En ons moet dit nie verkeerd verstaan nie. God se belofte van seën is nie soos 'n omkoopgeskenk nie. Glo in my en wees gehoorsaam in my, dan sal ek vir jou dit of dat gee, of dan sal ek vir jou dit of dat doen nie. Dit is nie waaroor dit hier gaan nie. Maar ons kan verseker wees van God se seën, bloot omdat God se belofte van sy seën 'n uitvloeisel is op die opdrag van vertroue en gehoorsaamheid. God se seën is 'n kenmerk van wie God is. En daarom kan ons daarop reken. God seën omdat hy 'n seënende God is. Dit hang nie van ons as mense se dade of aktiwiteite af nie. God roep Abraham en stuur hom en sy vrou en Abraham se neef Lot, die onbekende in. Abraham kies om gehoorsaam te wees aan God. En hy vertrou God ten volle. En so word hy God se instrument waardeur God die ander mense sou seën. Presies hoe dit sou gebeur, is nie in hierdie verhaal baie duidelik nie. God roep vandag nog sy kerk. Hy stuur ons dikwels die onbekende in, om 'n instrument van sy seën vir ander te wees. Presies hoe, weet ons ook nie altyd nie. Maar dit vra van ons geloof om dit raak te sien. En dit vra van ons om God dan ten volle te vertrou en aan hom gehoorsaam te wees. En dan is ons verseker van God se seën, omdat dit is wie God is, die versorgende en die seënende God. En so skryf God elke dag die geskiedenisboeke van die wêreld. So skryf God elke dag die geskiedenisboeke van NG Kerk Meyerspark. En so skryf God elke dag die geskiedenisboeke van jou en my lewe. En mag ons sy handskrif in ons lewens raak sien. En mag ons hom daarmee vertrou. En mag ons aan hom gehoorsaam wees. Amen. Ek wil 'n geleentheid gee vir stil gebed en dan gaan ons saam ons geloof in die Here bely. Ek vra dat u sal staan en dan saam met my ook die geloof in die Here sal bely. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal gekom om te oordeel,
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Die kan maar weer sit. Here, dankie dat ons ook met hierdie woorde opnuut ons geloof in U kon bely, om opnuut daarmee te sê, ons wil graag hoor wanneer U ons roep, ons wil graag hoor wanneer U ons stuur, ons wil dit raak sien in ons lewens, maar ons wil ook daaraan gehoorsaam wees, en ons wil U ten volle vertrou. En dan weet ons kan dit doen, Here, omdat U die lewende, almagtige God is, die God wat getrou is aan U woord. Here, ons ken ook U wil vir ons lewens. Ons weet dat U van ons net twee dinge vra, en dit is dat ons U met ons hele lewe sal lief hê, en dat ons naaste sal lief hê soos ons onsself lief hê. En dan weet ons, Here, U stort U seun oneindig op ons uit. Juist omdat U 'n God van genade is. Here, mag dit dan vir ons elkeen waar wees, dat ons ook ons geloof in U sal uitleef, en dit nie net met woorde sal sê nie, en dat ons so ook as individue, maar ook as kerk 'n instrument sal wees waardeur U ook mense om ons sal seën. En ons wil U as Heilige Gees ook vertrou dat U ons in staat sal stel om altyd aan U gehoorsaam te wees en om U altyd te vertrou. En dat U Gees ook U roepstem hard en duidelik in ons lewens sal hoor. Here, wanneer ons verneem van die nuwe konflik en verskriklike oorlog in die Midde-Ooste, dan wil ons so vir 'n oomblik dink dat dit wêreldmagte is wat die wêreldgeskiedenis beheer. Dankie dat ons vandag opnuut kan bely en dit opnuut ook uit die woord uit kon hoor, dat dit U die enigste God is wat die hele wêreldgeskiedenis beheer. Here, soms lyk dit vir ons of alles buite beheer is. Soms skud ons kop oor wat mense doen en moet ons in ongeloof en verbuistering kyk na hoe oorlog en verwoesting in lande meebring. Dan sê ons vir U opnuut dankie vir die land waarin ons bly. 'n Land met talle uitdagings. 'n Land wat dikwels baie onveilig is. Maar Here, 'n land wat gespaar bly van volskaalse oorlog. Here, mag ons hier in Suid-Afrika regtig U roepstem hoor en die evangelie uitdra. Mag ons gehoorsaam wees aan U stem. Here, ons bid volgende vir lidmate of kennisse wat kinders of ander familielede, vriende het wat veral in Dubai of ander Midde-Oosterse lande woon. Mense wat volgens bekommerd is oor hulle geliefdes daar. Ons bid dat U vir hulle ook kalmte en gemoedsrus sal gee. Dankie dat ons vandag weet dat U
nie net die wêreldgeskiedenis beheer nie, maar ook ons lewens, dat ons elkeen vir U so belangrik is, dat U 100% in ons lewens teenwoordig is. Mag ons ook altyd aan daardie belofte en daardie seën vashou. Dit bid ons alles in die naam van Jesus ons Here. Amen. Ek wil miskien net voordat ons met die slotlied afsluit net noem. Iemand het vir my gevra vanoggend of vroeg vanoggend 'n boodskap gestuur en gevra of so 'n voorbinding sal doen vir mense elders in die wêreld het, veral daar in die Midde-Ooste. En ek het toe met iemand 'n boodskap gestuur wat ek ken wat in Dubai bly en hy het toe vir my gesê hulle hoor oral bomme val, maar hulle weet nie presies waar dit is nie. Maar hulle self is dan nog veilig. Ek dink ons ken miskien nie die besef dalk nie die omvang daarvan nie, as ons hoor dat die lughawe in Dubai aangeval is en beskadig is en ons dink net hoeveel duisende mense gebruik daardie lughawe en ander in die Midde-Ooste. Kom ons bid regtig ook vir daardie situasie. Kom ons sluit dan af terwyl jy net so bly sit met Psalm 111. Kom ons staan vir die seën van die Here. Die Here sal julle seën en julle oppas. Die Here sal met deernis na julle kyk en baie goed wees vir julle. Die Here sal julle gebede beantwoord en vir julle vrede gee. Amen.